Weer eens baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Nou in vandag se video is gelowiges tydens die groot verdrukking in Christus al dan nie. En die pre-trib leraars, onder andere die man op die foto hieronder, sê nee, daar's niemand in Christus tydens die groot verdrukking nie. Maar dit is nie die siening van al die pre-trib leraars nie. Dankie daarvoor. Maar hulle glo in die dispensasieteologie en dit is sy oorsprong in die 1830s wat sê dat God anders deel met mense voor die wegraping as met mense na die wegraping. Nou die slegte nuus vir hulle, daar is geen pre-tribulation rapture nie, die wederkoms vind plaas na die groot verdrukking en dit is hier waar almal dan verenig gaan word in Christus, in die lig. Dit is waar Jesus gaan terugkeer om sy bruid of sy kerk te kom haal. Maar hierdie mense glo anders en ons gaan luister wat hy vandag te sê het. Ek gaan 'n paar videoklips speel en 'n paar skrifgedeeltes wat die teendeel gaan bewys. So kom ons spring dadelik weg. Nou ek gaan nie vandag oor dispensasieteologie praat nie, dis 'n onderwerp op sy eie, maar hulle glo onder andere die volgende, dat daar omtrent 7 mysteries is in die Bybel, dit kan moontlik wees, en dit is die geheimenisse of die verborgenhede van God, waarmee met die wêreldgeskiedenis deel, onder andere met die kerk in Israel, en een van daardie dwalinge, ons gaan nou kyk die skrifgedeeltes wat hy probeer gebruik om dit te staaf, is natuurlik dat God die kerk wegneem voor die laaste week van Daniël, en dat diegene daarna nie deel is van die kerk of die bruid nie, en hulle noem hulle die tribulation saints. Nou wat is die oorsprong van hierdie dwaling? The system was popularized by John Nelson Darby in the 19th century and later spread through the Scofield Reference Bible. It is a popular framework within many evangelical, fundamentalist and Baptist denominations. Nou, ek gaan nie daaroor gesels nie, dis 'n onderwerp vir 'n ander dag, maar hierdie is 'n gevaarlike dwaling en veral as dit kom by die 7 jaar van die laaste week van Daniël en waar die kerk nou afgesonder word, geskei word voor die pre-trib rapture van die wat nou agterbly. Maar kom ons kyk, wat is die liggaam van Christus? The body of Christ is a primary New Testament metaphor for the church, representing all believers, dis alle gelowiges, united as one spiritual entity with Jesus Christ as the head, dis die liggaam van Christus. It signifies a living, functioning community where Christians diverse in gifts work together to carry out Christ's mission on earth. En dit is wat die liggaam is. Nou die belangrike vraag is alle gelowiges in Christus selfs in die groot verdrukking? Nou ek daar vir my net een leer, en dis Jesus gaan kom na die groot verdrukking, dit beëindig die kerkperiode, in die laaste 7 jaar, maar nie voor dit nie. En hierdie mense glo, die pre-trib rapture, dit is die ding wat die dispensasie beëindig van genade, dit is nie die geval nie. Die antwoord is, natuurlik is almal in Christus in die groot verdrukking. Maar kom ons gaan kyk, wat sê hierdie man? Hy gebruik natuurlik Kolossense 1:26 en 27, niks zeggen, dit praat nie van 'n dispensasie, van voor die verdrukking of voor die wegraping en na die wegraping nie, maar kom ons gaan luister wat hy sê. Is anyone in Christ during the tribulation? And the answer is no. The Bible explains that there are 7 mysteries, 1 Corinthians 4:1. We're stewards of the mysteries of God. One of those mysteries is found in Colossians 1:25 through 27. It says, "Wherefore I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God." So the only way we can fulfill the word of God is to understand this dispensation. What is it? Verse 26. "Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but is now made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory." And when the rapture happens in 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15, and we are taken up, we're caught away to be with the Lord for the judgment seat of Christ and prepare for the marriage to Christ, and then return with him in Revelation 19, there's no more in Christ. There was no in Christ before the mystery was given, and there's no in Christ. That's the body of Christ. That's the bride.
Nou ja, hy sê daar's niemand tydens die verdrukking in Christus Jesus nie. Nou dis nog 'n pre-trib moment. Absoluut 'n pre-trib dwaling wat verkondig word. En nou ja, dan gebruik hy 'n skrifgedeelte in 1 Kolossenses 1 vers 26 en 27. Ons gaan later nou kyk na die konteks van daai skrifgedeelte. Hy sê dat as die wegraping nou plaasvind, dan is daar skeiding tussen hulle wat in Christus is en hulle wat nie in Christus is nie. En dit is nie die geval nie. Kom ons gaan kyk wat hy verder sê. Dat die Bybel leer daar 7 verborgenhede. Dis moontlik. Hy sê 1 Korintiërs 4 vers 1 praat van hierdie mysteries, maar dis die verborgenhede van God. En hy sê een van hulle vind ons in Kolossense 1, 26 en 27. Soos ek sê, ons gaan nou kyk na daai skrifgedeelte. Hy sê dat die dispensasie van genade, dis wat hy eintlik hier probeer sê, dat van die kruis tot by die wegraping dis die genade tydperk, die kerkperiode, en dan sê hy by 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17, van die wegraping plaas, dan word dit beëindig, en alleen dit hulle is wat in Christus sal wees, wat by die wegraping weggeneem word. Is dit wat die woord van die Here leer? As ons in konteks gaan kyk na alle skrifgedeeltes, dan vind ons nie hierdie leerstelling in die Bybel nie. Maar kom ons gaan kyk, wat is hierdie, wat sê die woord van die Here verder? Paulus was 'n bedienaar van die evangelie aan die heidene, die nie-Joodse nasies. Nou wat is die konteks dan nou van 1 Kolossense 1, 26 en 27, dat God vir Paulus gekies het as 'n bedienaar van die evangelie aan die heidene, met ander woorde die nie-Joodse nasies. En dis die konteks daarvan. Nou kom ons gaan kyk, dit handel oor die geheimenis van God, wat deur die apostel Paulus bekend gemaak word. Hierdie gedeelte vorm deel van Paulus se verduideliking van sy roeping en die unieke boodskap wat hy aan die nie-Joodse nasies, as die heidene, dis ek en jy, moes bring. Dat God dus die hele wêreld in sy reddingsplan ingesluit het vir elkeen wat in Jesus glo. Aan die ander woorde, dit is die mystery. Dit was 'n verborgenheid wat nooit bekend was, dat die Here die heidene sou red nie. Dit praat nie van 'n dispensasie waar jy nie in Christus gaan wees voor die wegraping of na die wegraping nie, maar dat jy wel net in Christus kan wees voor die wegraping. Dit spreek niks daarvan nie. En dis absoluut totaal 'n dwaling. Nou goed, nêrens leer dit dat daar 'n skeiding gaan kom tussen die bruid of die kerk en die sogenaamde tribulationssaints nie. Dit word in die woord in die teks ingelees en ons noem dit eisegesis. Dit sê iets wat die skrif nie leer nie, jy moet dit in die skrif inplaas om jou begrip daarvan te verkry. En dis waar die dwalinge begin in ons kerke, wanneer jy begin om die skrif te verdraai en dit nie in die skrif staan nie. Tot by die wederkoms van Christus na die groot verdrukking. Dit is die kerkperiode en almal is in Christus tot dit gebeur wat aan hom sou glo. En al wat gaan gebeur is, wanneer die groot verdrukking begin, gaan daar 'n groot vervolging oor die wêreld, soos nog nooit was, plaasvind nie. Dis al. Ons gaan nie, dis nie 'n ander tydperk nie. Ons gaan dit sien met ons eie oë, maar dit is wanneer die einde sal aanbreek, wanneer Christus sal terugkeer met die wederkoms en sy kerk sal kom haal, verenig met hom in die lig. En dit is wat dit is. Nie voor die 7 jaar nie, daar is nie 'n pre-tribulation rapture nie. Maar kom ons gaan luister wat hy nog te sê het, dat in die kerkperiode, dis net hulle wat in Christus gaan wees. En dan sê hy, niemand is in die verdrukking in Christus nie. Kom ons gaan luister. So, we accept Christ as personal Savior in the church age. We are baptized with the Holy Spirit. All that means is we are indwelt by the Holy Spirit 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. That's what it means to be in Christ. That's the baptism of the Holy Spirit, that you're in Christ Jesus. No, there are no people in Christ during the tribulation. Hy sê dat in die kerkperiode, dis met ander woorde van die kruisiging af, tot met die wederkoms, of die wegraping van die kerk. Hy sê dan, dit is die kerk, dis hulle wat in Christus is, wat gedoop is met die Heilige Gees, hulle is dan in Christus. Nou die dooping met die Gees is nie 'n aparte gebeurtenis van jou wedergeboorte nie,
wanneer jy tot wedergeboorte kom, word jy gedoop in die Heilige Gees, dan is jy in Christus. Nou wie sê vir hom dat daai mense in die verdrukking, as daar nou aparte gebeurtenis gaan wees, nie in Christus kan wees nie? Dit is eintlik baie skokkend hoe hierdie mense die woord verstaan. Nou wie het hom ingelig dat die kerkperiode by die pre-trib-rapture eindig? Want die slegte nuus vir hom is, daar's geen pre-tribulation rapture nie, dit gaan nie plaasvind nie. Dis waar hierdie mense vashou, en vir dekades al, is dit elke dag, die Here gaan nou kom, die Here gaan nou kom. Daar gaan geen pre-trib-rapture plaasvind nie, die mens van sonde gaan eers geopenbaar word, die afval gaan kom, daarna die dag van die Here, en dis wanneer Jesus sy kerk kom wegneem, voor die wraakperiode van God. Nou verstaan hy wat die doping met die Heilige Gees is, en waar sien hy iets dat mense in die verdrukking apart is van die kerk, dat hulle nie ook die doping met die Gees, die wedergeboorte ervaar nie. Maar nou ja, dis die siening van hierdie man, en hy sê nee, teen die einde van die video, there's nobody in the tribulation that is in Christ. Dis eintlik baie skokkend. Maar kom ons gaan kyk na so 2 skrifgedeeltes, en ek dink 2 is genoeg, wat vir ons absoluut bewys, dat mense tydens die groot verdrukking in Christus gaan wees. Kom ons gaan kyk na daai skrifgedeeltes. Nou, die vraag is, gelowiges tydens die verdrukking, is hulle in Christus? Die Bybel sê ja, kom ons lees Openbaring 12:17. En die draak was vertorend op die vrou, en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Hoe kan jy buite Christus wees, en die getuienis van Jesus hou? In konteks sê dit vir ons pragtig, dat as jy die getuienis van Jesus Christus hou, is jy in Christus, jy is wedergebore, jy behoort aan hom. En dit is wat die teks sê. Lees ons enigstens iets hier, wat vir ons sê dat hierdie mense is nie in Christus nie. 'n volgende skrifgedeelte, Openbaring 14:12 tot 13. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Weereens, hoe kan jy die geloof in Jesus bewaar as jy nie in Christus is nie? En ek het 'n stem uit die hemel aan my oor sê, skryf, salig is nou van nou af die dode wat in die Here sterwe. Hoe kan jy in die Here sterwe as jy nie in Christus is nie? Is absoluut skokkend wat hierdie man sê. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Daar's niks meer te sê nie, daar's niks meer om by te voeg nie. Die woord van God is duidelik, dat tydens die groot verdrukking ons in Christus gaan wees. As ons in hom is, in hom glo, sy gebooie bewaar, met ander woorde dat ons sy getuienis bewaar. Dis sy woord. En dis eintlik genoeg om te praat oor dat hierdie man absoluut dwaal, hy's 'n dwaalleraar as dit kom by hierdie ding, en hy sal daarvan moet bekeer. En dit is baie, baie ernstig. Nou goed, ek gaan afsluit. Alle gelowiges van alle tye, dit sluit die Ou Testamentiese heiliges in. Dit sluit die mense in na wat hierdie mense sê, 'n pre-trib-rapture, dit maak nie saak wat hulle dit wil noem nie. Maar almal wat in Christus glo, almal wat deur die bloed gewas is van die lam, is in Christus, en dis wat Openbaring 7 vers 14 vir ons sê, dat hulle klere wit gewas in die bloed van die lam. Nou hoe kan hierdie mense nie in Christus wees nie, maar hulle word deur sy bloed gewas? So hierdie leraar moet totaal vermy word, en die waarskuwing is absoluut duidelik. Daar's baie valse leraars, en baie mense word mislei. Ons moet mooi luister, moet versigtig wees waarna ons luister. Ons moet dit toets aan die skrif, aan die woord van die Here, en dit is belangrik. Mag die Here ons deur sy Gees lei, genade gee, en dat ons kan verstaan wat die woord in konteks die regte eksegese is. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels, totsiens.